Bloemfontein Wes. Ek weet nie hoe voel jy oor 2025 nie. Maar ek wil vir jou sê, ek wil vir julle sê, ek kyk terug na 2025 met 'n opgewondenheid, met 'n grootse ervaring van die Here wat met ons 'n besonderse pad stap. Ek kyk terug na 'n jaar waarin ons soveel wonderlike dinge beleef het. Soveel goedheids wat ons saam kon aanpak en saam kon deurvoer. Dit was 'n jaar van groei, geestelik. Ons het ervaar hoe Kopanong deel word van ons. Ons het ervaar hoe Wouter deel word van ons leraarspan. Ons het ervaar hoe ons 'n multikulturele erediens kan hou. Ons het soveel dinge beleef, soveel kosbare dinge. Op die ou end weet ons, wat ons beleef het, is om saam met God op reis te wees. En daarom kyk ek ook met 'n verskriklike groot verwagting vooruit na die nuwe jaar, 2026. 2026 lê voor ons uitgestrek. Wat voor lê is ons nie seker nie, maar waarvan ons seker is die God wat saam met ons in 2025 'n pad gestap het, is dieselfde God wat reeds vir ons in 2026 wag. Want onthou, God is bo tyd, bo ruimte. Hy is nie gekoppel aan datums nie. Hy sal reeds in die nuwe jaar en hy nooi ons om saam met hom in hierdie nuwe jaar in te gaan. So ek wil vir jou vra, as jy dalkies nog nie heeltemal deel is van die Bloemfontein Wes span wat so intens saam met die Here wandel nie, wil jy nie in hierdie nuwe jaar deel word nie? Wil jy nie sê, Here, ek stap saam met medegelowiges om U te volg nie? Nou ons gaan ook vanaand net so voor die nuwe jaar 'n paar gedagtes met mekaar deel. Die vraag is, wat kan ons doen dat 2026 'n mooi jaar kan wees? Is daar iets wat ons kan doen? Daar is. Het begin by eet. Kom ons dink 'n bietjie hieroor saam. Jy het heel waarskynlik al gehoor dat mense sê, jy is wat jy eet. Okay? As dit nou kom by die ete en maar word en als, dan weet ons alles oor hierdie gesegde. Jy is wat jy eet, want ons weet mos nou, daai ding van heerlikheid vir 'n oomblik op die lippe, maar 'n ewigheid op die heupe. Ons ken hom goed. So dit wat jy by jou mond insit, het 'n invloed op jou liggaam en op die ou end weet ons ook, dit gaan baie meer as oor jou liggaam. As jy heeltyd gemorskos insit en eet en alles wat sleg is eet, iewers gaan jou lyf so 'n bietjie stop en sê, genoeg is genoeg. Nou voel ek nie meer lekker nie. Nou is ek nie meer reg nie. Nou is ek nie meer gesond nie. Nou as ons op pad is na 2026, moet ons so 'n bietjie hierdie konsep vir onsself vasmaak. Ons moet bietjie onthou dat dieselfde wat geld vir ons liggame, wat geld vanuit hierdie gesegde, jy is wat jy eet, geld ook vir ons as mense. Ek wil vanaand so 'n paar gedagtes uit 'n klompie verse met jou deel. En ek wil begin by Spreuke 4 vers 23. Daar staan, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Wees veral versigtig wat met jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. So ons kan vir mekaar sê, dit waarop ons gedagtes rig, dit het 'n invloed op wie ek is, wat ek is en wat ek beleef. So dit wat in jou gedagtes ingesit word, dit wat jy
toelaat in jou gedagtes, dit gaan 'n invloed hê op die jaar wat voorlê. So mag ek vir jou vra, waarop rig jy jou gedagtes? Ons het die beeld gebruik van jy is wat jy eet, maar ons kan so 'n bietjie 'n ander beeld ook gebruik, vanuit die landbouomgewing. Boere sal vir jou sê, as jy 'n goeie oes wil hê, dan is daar natuurlik goedheid wat jy moet doen. Natuurlik is jy afhanklik van reën en jy moet die grond bewerk, maar jy kan ook glad nie dink dat jy 'n goeie oes gaan hê as jy slegte saad saai nie. As jy slegte of swak saad saai, gaan jy noodwendig 'n swak oes gaan jy kry. Dieselfde geld vir ons in die nuwe jaar. Ons is op die punt om 2026 binne te gaan. En ons almal, ek dink nie daar's een van ons wat sê, hoorie, my grootste hoop, my grootste begeerte is om 'n slegte jaar te hê nie. Ek wil 'n jaar hê vol krisisse, vol negatiewe goedheid, vol slegte dinge. Dis waarvoor ek hoop nie. Nee, inteendeel. Ons sê dit ook in hierdie tyd soveel keer vir mekaar, as ons vir mekaar in die nuwe jaarswens stuur, dan sê ons, mag jy 'n wonderlike nuwe jaar beleef. So ons almal wil baie graag 'n pragtige 2026 hê. Maar kom ons wees net maar eerlik. Die jaar wat voorlê gaan, soos elke jaar, maar sy ops en sy afs hê. Daar gaan mooi tye wees, en daar gaan so 'n bietjie bekommernis tye wees. Daar gaan lagtye wees, maar daar gaan ook tye wees waar ons so 'n bietjie frons, waar ons so 'n bietjie bekommerd kan wees. Dis maar soos wat die lewe loop. So 'n goeie jaar hang nie af van wat in hierdie jaar voorlê nie. Nee, die Here leer vir ons deur die pen van 'n slimme Salomo al, dat dit gaan oor waarop rig ons hart, of ons hart rig op dit wat mooi is. Julle, ons leef in tye wat genoeg moeilikheid het, wat genoeg swaar kry het, wat genoeg krisis het. Maar ons leef ook in die wonder van God, wat hierdie jaar saam met ons gaan, wat hierdie jaar saam met ons ingaan, wat sê, eintlik, ek is reeds in 2026, ek nooi julle om saam met my op hierdie reis te kom, want onthou, God is ewig, God is nie beperk aan tyd nie, God is bo tyd, bo ruimte. So God nooi vir my en vir jou, maar wat gaan ons in ons gedagtes toelaat? Gaan ons in die nuwe jaar, wanneer dinge bietjie moeilik gaan, dan sê ons, nee, alles is verby, alles is moeilik, gaan ons met die onsekerheid van die jaar, gaan ons dit in ons gedagtes bære, gaan ons die moeilikheid van die vorige jaar, 2025, gaan ons dit met ons saamdra, en hierdie benoudheid en hierdie angs. Wat is daar in jou gedagtes? Waarmee voed jy jou lewe? Waarop rig jy jou gedagtes? Ons almal kan 'n wonderlike jaar hê. Maar ons kan ook 'n vrot jaar hê. So ek wil sommer net 'n paar dinge met jou deel. Eers so 'n bietjie die negatiewe en dan natuurlik die positiewe. So as jy nou wil verseker, jy gaan 'n vrot jaar hê. Rig jou gedagtes op dit wat negatief is, dit wat sleg is, dit wat verkeerd loop. Daar's 'n paar dinge in die woord wat ek sommer met jou wil deel. As ons nou regtig 'n vrot jaar wil hê, dan sê die woord vir ons 'n paar goedheid wat ons dan moet doen. Die eerste wil ek lees uit 1 Johannes 4 vers 18. Dinge wat ons lewe vergiftig. 1 Johannes 4 vers 18, waar liefde is geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.
So die een ding waarmee ons kan verseker dat ons nie 'n goeie jaar gaan hê nie, is dat ons heeltyd in vrees en in angs leef, dat ons hierdie benoudheid het, dat ons heeltyd oor ons skouer loer in plaas daarvan om som net in die arms van die lewende God te kom sit en te weet, dis hy wat vir ons vashou, dis hy wat vir ons beskerm. Die ander ding, ons ook kan seker maak, ons gaan 'n vrot jaar hê, kan ons sien in Jakobus 3, vers 16, daar staan, waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Selfsug vergiftig ons lewe. 'n Selfgerigtheid, my eie wil vergiftig my lewe. So as ek my gedagtes vul, as ek my lewens saailand daarop saai met selfsug en selfgerigtheid en naaiwer en jaloesie en al hierdie goeders, dan is ons seker, ons gaan nie 'n goeie jaar hê nie. Maar ek dink, die meeste van ons gaan nou sê, nee, wag, Johan, dit is nie wat ons beplan vir 2026 nie. Ons wil graag 'n mooi jaar hê. Ons wil in ons gedagtes die mooi bære. So wat moet ons doen? Kom ons hoor wat sê die woord. Die eerste een, Filippense 3, vers 8. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. So as ons wil sê, nee, ek gaan 'n wonderlike jaar hê, ek saai met goeie saad, dan is een van die goed om te sê, ek wil net nader en nader en nader aan die Here groei. Ek wil hom beter en beter leer ken. Ek wil God se wil ken. Ek wil God se hart leer ken. Ek wil in gehoorsaamheid agter hom aanstap as disipel van Jesus. Dis my grootste begeerte om hom te ken, oortref alles in waarde. Hoe nader ons aan God leef, hoe beter gaan ons jaar wees. Ten spyte van omstandighede, ten spyte van wat die jaar kan inhou. Volgende voorbeeld, volgende ding wat ons 'n goeie jaar kan verseker, lees ons in Psalm 18, vers 30. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Dawid wat sê, omstandighede kan rof raak. Omstandighede kan selfs buite beheer wees. Maar ek is nie bekommerd nie. Ek is nie benoud nie. Ek is nie bevrees nie. Want met my God by my, ek vul my gedagtes met die teenwoordigheid van God, met die realiteit. God is nie ver nie. God is nie 'n eenkant God nie. God is by my. Met my God by my loop ek 'n oormagstorm. Wonderlike jaar, Here, in u hande gaan dit 'n mooi jaar wees. Kom ons deel nog eenetjie met mekaar. Filippense 4 vers 8. Ons ken die vers. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Ek en jy het 'n keuse. Ek en jy het 'n keuse of ons gedagtes gaan rig op die mooi rondom ons. Of gaan ons gedagtes noodwendig rig op dit wat sleg is. Dit wat mooi is, dis daar. Dit wat sleg is ook daar. Maar ek en jy kan, ons het die vermoë om ons gedagtes te rig dit wat mooi is. Ons kan kies of dit 'n klaarjaar gaan wees en of dit 'n glimlagjaar gaan wees. Of dit 'n jaar gaan wees wat morbied is en of dit 'n jaar gaan wees van groei. Die Here gee vir ons die vermoë om te kan kies. So, ons is 'n klein rukkie weg van 2026. Wat gaan ons
met watter gesindheid gaan ons hierdie jaar in? Mag dit wees, dat ek en jy so opgewonde is oor hierdie jaar, om te sê, dis 'n jaar wat die Here voor ons uit ooprol, en ons gaan hom gryp, ons gaan ons hart rig op dit wat mooi is, ons gaan maak dit wat Salomo sê, ons gaan ons hart bewaak, die 33 vertaling, en ons gaan met 'n positiewe opgewondenheid, saam met die Here, 2026 in. Mag jy, saam met jou hartsmense, 'n ongelooflike, Godgegewe nuwe jaar beleef.